Ek wil vanoggend jou bedien, ek het jou gesien, meerderheid van julle, nie almal van julle het ek jou so 7 dae laas gesien. En dit beteken, as ek jou 7 dae laas gesien het, het ek jou so min of meer 168 ure laas gesien, as jy laas Sondag in die kerk was. As jy nou nie laas Sondag in die kerk was, is dit nog langer. Dit klink en dit voel verskriklik. Ek dink, is die eerste skerm op, jy kan hom net vir my daar opsit. Ek dink ek het hierdie sommetjie nie daar vanoggend vir jou, ek wil net vir jou 'n bietjie 'n perspektief skep oor ons lewe, wat ons in lewe. So jy, vir die afgelope week het jy 168 ure geleef, en in elkeen van daai ure het jou hart in 'n gemiddeld van 4500 keer geklop per uur. So dit maak dit, hierdie afgelope week, soos jy vanoggend hier sit, klop jou hart nog, voel net so gou nog bietjie, net so hand op die pols, en sê klop jou hart nog, okay. Weet, hierdie week is Valentynsdag, so dis jou hart klop chocolates hierdie week, moet hy chocolates klop, veronderstel, maar dit bring ons by 756.000 keer net in hierdie week, wat daai pomp van jou sy deel gedoen het. Scary thought. Okay. Ons moet soms net so 'n bietjie daardie pause knoppie druk, en net weer bietjie besef, en ek wil vanoggend net bietjie stil staan, en ek het net genoem, waardevol. Is jou lewe nog waardevol? Nou, ons doen gewoonlik so 'n sommetjie, en ek het hierdie sommetjie nou op my eie lewe gaan doen, net om vir jou aan te wys, weet, baie keer as ons 'n begrafnisbaar gaan, sal ons nou, om vir mense net 'n perspektief te gee oor die lewe wat ons vier, want ons hou gewoonlik 'n byeenkoms om 'n lewe te vier, dan sê ons, wat vier ons? Nou, hierdie is nie begrafnis nie, hier is niemand se begrafnis nie, maar net vir julle gou vir interessantheid, ek wat hier voor staan, het ek net gou, en dus, jy kan hier op Google gaan, en jy kan hierdie sommetjie, tik net jou datum wat jy gebore is, en waar jy nou is, en dan werk jy vir die sommetjie uit. So ek leef al vir 49 jaar, 7 maande en 28 dae, so dit bring my by 595 maande en 28 dae, dit bring my by 2591 weke en 2 dae, wat sê dat ek leef al 18.139 dae, skielik voel ek oud. 18.000 dae. Nou gaan terug na die sommetjie toe van hoeveel keer my hart per week klop, 750.000 keer per week, maal met hoeveel weke leef ek, 2591 weke. Dit is 'n oorweldigende som. En weet jy, hier is die ding. Elkeen van daardie hartkloppe, daardie 750.000 keer wat jou hart geklop het, elke een van hulle het saak gemaak. Elkeen van die hartkloppe was belangrik. Ek dink ons neem so 10.000 asemtege per dag. Elkeen is belangrik. En tog gaan ons net aan, want hy klop, hy is nog aan, klop dis vol boom, hier gaan ons aan, en ons beweeg aan, en ons loop aan, en ons gaan net aan met die lewe. Maar soms moet ons net op 'n plek kom, wat ons weer net besef, wat is die lewe, waar is ons in ons lewe, en hoe lyk God se genade oor ons? Want elke asemteug en elke hartklop is genade. Wat bepaal die waarde van ons lewe, en waaraan meet ons die lewe se waarde? Die geldwaarde van die lewe, die kosbaarste besitting wat jy het, wat ek het, wat ons almal het, is tyd. Dis niks belangriker in jou lewe as tyd nie. En die Bybel kom en hy kom leer ons rondom tyd, en hy's baie duidelik rondom tyd, en vandag wil ek bietjie met jou gesels oor tyd, en net jou vir 'n oomblik probeer kry om bietjie net stil te staan en te besef, wat is hierdie konsep van tyd? Nou, in die Griekse
woorde of die woordeskat van die Grieke is daar eintlik 3 terme, maar ek wil net by 2 stil staan vanoggend van tyd. Nou die eerste ene praat ons van kronos tyd. Nou Efesiërs 5 vers 16 sê, koop die tyd uit. So die woord kom en sê, dis wat waardevol is. As jy iets koop, sê ek heg waarde aan, koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Okay, so ons kan getuig. En die dae raak nie beter nie. Daar raak boos. Die wêreld raak boos. En weet jy wat die wêreld kom beroof van jou? Jou waarde. En weet jy beroof van jou waarde? Jou tyd. Want jou waarde is direk gekoppel aan jou tyd. Ek dink is een van die Amerikaanse presidente wat gesê het, tyd is geld. Maar ek wil nie volgende met jou praat oor die waarde van geld nie, want baie mense dink, die veelheid van my besittings en my bankrekening, dis wat my waarde bepaal. As jy nie meer tyd oor het nie, dan betel daai goeders niks. Betel niks. Oeps. So, wat is kronos tyd? Nou eerstens, ons almal ken kronos tyd, dis 'n spasie en tyd, dis gemeet met 'n oorlosie. Okay, so ons ken tyd, ons weet dit so laat, ons weet die diens begin so laat, en jy hou die tyd dop, en pastoor moet nou vanoggend nie, die tyd klaar maak nie, want ons het nou die familiefunksie, of hierdie ding is in die oond, iemand vra nou, hoekom sit almal altyd 'n bout in die oond in kerktyd, verstaan jy dit? Maar vandag se tegnologie, hoef ons nie meer so lank te wag nie, maar ons alles word bepaal deur kronos tyd. Okay, dit word gemeet, hier so my horlosie, my arm is 'n horlosie, en daai sekondewyser tik nog al my hele lewe deur op teen dieselfde tyd. En tyd is een van die konsepte in die lewe wat niks of niemand behalwe God respekteer nie. God is die enigste wat beheer kan vat van tyd. God is die enigste wat in staat is om die son te laat stilstaan en eintlik as ons die adreskundige en die aarde laat stilstaan. God is die enigste wat in staat is om die aarde te laat wat tyd kan terugdraai. Dit sien ons in die woord, ons lees dit in die woord, ons weet en ons ken die stories in die woord waar God meer tyd gegee het. Maar kronos tyd is waaraan ons hele lewe gekoppel is. Ek moet so laat daar wees, ek moet môre se afspraak daar moet ek handhaaf, ek moet so laat die kinders by die skool kry en dit word gemeet met 'n horlosie. Jy het 'n horlosie in jou arm of op jou foon het jy 'n horlosie en jou hele lewe word geregeer deur kronos tyd. Hy sê om te lewe in kronos tyd gee die gevoel van besig of gejaagd. Maar dan is daar 'n ander konsep. Dit is ook in die Bybel van lees. Griekse woord van tyd is kairos tyd. Kairos tyd is nie tyd wat deur 'n horlosie bepaal word. Ja, dat die horlosie kan teruggaan en jou datum kan teruggaan, maar it's a moment in time. Dis 'n geleentheid, 'n vasgestelde tyd gemeet in belangrike oomblikke. Ek en jy leef volgens kronologiese tyd, Kronos time, maar daar was in jou lewe, as jy vandag hier sit, wil ek jou waarborg, en ek glo, as ek met jou gaan stil sit, en jy bietjie vir my 'n paar stories van jou lewe gaan vertel, was dit kairos oomblikke wat jy gaan opbring in jou lewe, wat oomblikke is, wat in jou gedagtes ingebrand is, wat jy onthou, want is oomblikke wat 'n impak in jou lewe gemaak het, of dit positief of negatief is, dit was 'n kairos oomblik in jou lewe, wat nie gekoppel is en gedryf is deur die horlosie nie, maar wat jy kan onthou asof dit vandag is. Wie van julle het sulke oomblikke? En is oomblikke wat jy weet, maar hier het my lewe verander, radikaal, drasties verander. Jy sien, en die uitdaging is dat ek en jy ons self moet kry om te leer, om te leef, nie net in die kronos tyd nie, maar besef, daar's kairos oomblikke waar ons in moet lewe. Om te lewe in kairos tyd gee die gevoel van vervulling en doelgerigtheid. As 'n kairos oomblik, hulle moet nie die deure vir ons vasmaak. Maar ons leef so gedryf deur tyd, dat ons die oomblikke mis. En die Bybel kom en hy leer ons oor die belangrikheid van tyd. Kronos, is net hierdie, iemand het dit so mooi gesê, Kronos measures time, Kairos lives it. Kronos measures time, Kairos lives the moment. En dis wat ek vind in ons lewe en die warboel van die gejaagde lewe, en ek
predik en ek praat baie daaroor, maar ek sal seker nooit op in die veral nie in ons stadslewe, sien ek dat dit is een van die grootste uitdagings wat ons in die oë staar, veral in ons geloofslewe, in ons verhoudings, is tyd en die bestuur van tyd. Want tyd moet bestuur word, om by die Kairos oomblikke uit te kom, moet ons op 'n plek kom in ons lewe wat ons beheer moet vat oor Kronos tyd. En dit kos beplanning, dit kos om met die regte gedagtegang te leef, elke môre as ek opstaan, die regte gedagte aan te neem, te sê, Here, maar ek wil vandag leef vir hierdie dag. Nou Prediker 3, die wysste man wat ooit op aarde was, Salomo het geskryf, hy sê alles het sy bepaalde uur. Vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. So as jy ooit sê, daar's nie tyd nie, of iemand sê, daar's nie tyd nie, dan sê nie, jok, die Bybel sê, daar's vir alles tyd. En dan gaan hy deur en hy noem 'n lys, en ons moet bietjie net nou die lys deurlees, want soms wil ons onsself kastei en sê, hoorie, daar's nie nou tyd vir dit nie, ons moet aangaan. En dis hoe ons is, ons gee nie tyd sy oomblik, die Kairos oomblik om te realiseer nie, en om in te sink en dit te beleef nie, want ons moet weer aangaan. Dis wat soms die wreedste is in 'n tyd van rou, is wanneer mense in die tyd van rou ingaan, as hulle geliefde aan die dood afgestaan het, is dit so wreed om te beleef dat almal rondom jou net aangaan. Dit is vir mense vir 'n oomblik wreed, want nou in die proses van rou is daar fases wat ons deurgaan, en ons het eendag hier oor gepraat, en ons moet mense ook toerus en leer oor die fases van rou. Maar een van die uitdagings is dat hulle word amper kwaad vir die wêreld rondom hulle, en die mense rondom hulle, wat hulle gaan maar net almal aan. Dis vir my 'n Kairos oomblik, dis 'n oomblik wat ek hierdie hartseer en hierdie traume beleef, wat ek moet afskeid neem, wat daar 'n leemte gelos het. Dit is 'n groot realiteit vir my, en al my vriende en familie, hulle gaan maar werk toe, en hulle gaan maar net aan, en hulle beweeg net aan. En hulle is nie bewus van hoe jy voel op daai oomblik nie. Want dis die uitdaging van tyd. Tyd respekteer niks of niemand nie. Ek het eendag in 'n begrafnis gesit, baie jare terug, van 'n boetie en sussie wat saam oorlede is, tieners, jonk, in 'n motorongeluk. Terwyl ek al sit, sê die Heilige Gees, my kyk na jou horlosie. Toe ek na die horlosie kyk, sê ek, Here, wat wil jy vir my sê? Hy sê nie dat hy staan vir niks of niemand stil nie. En al hierdie hartseer en al hierdie pyn, 'n kerk vol mense wat hartseer is oor 'n boetie en sussie wat afgesterf is, wat nog 'n hele lewe voor hulle gehad het, wat ons almal veronderstel het, hulle het nog baie tyd. Het tyd geëindig vir hulle. Maar tyd vir ons wat hier agterbly, staan nie stil nie. En dis 'n uitdaging. Dis 'n realiteitsbesef wat ek en jy vir onsself moet 'n realiteit maak om te sê, maar ek het nodig om na hierdie realiteit te kyk en dit te bestuur. Was 'n tyd vir alles. Nou, luister na hierdie lys, dis 'n interessante lys. Hy sê tyd om gebore te word. Kyk, julle almal is gebore, almal het julle geboortedatums, né? Jy het en 'n tyd om te sterwe. Kan ons nie daai net skiep nie. Ons is gebore en ons gaan aan, want ons wil nie dink aan ons dood nie. En ons maak eintlik 'n baie groot fout. Niemand wil 'n gesprek voer oor hulle dood nie. En dan los ons die familie met al die uitdagings en die vrae. Kan ek jou uitdaag om alles in plek te kry, sodat jy vir jou familie gemaklik kan maak. Ek sien dit, en dis die grootste trauma, is die onsekerheid waarmee 'n familie gelos is. Waar is hierdie, wat's daai, hoe lyk die boedel, waar is die testament, waar is die begrafnispolis? Daai is in 'n oomblik van trauma, nou moet die familie aan hierdie goed dink. Ek glo van julle was al daar gewees. Probeer 'n leer kry, en ons het al gedink om vir elke gemeentelid 'n leer hier by die kerk by mekaar te sit, om te sê, kom, gee vir ons jou doodswense. Nou, mense sal nie daar geniet om vir die onderhoud te kom nie, want ons wil nie dink aan dit nie. Maar ongelukkig moet ek jou herinner aan daai statistiek wat sê 10 uit 10 mense gaan éventueel dood. Waar is die smiles nou? Kyk, ons moet hierdie goed nie, want nou ons het net soveel tyd. Daar's net soveel waarde, en ons tye is nie in ons eie hande nie. Daar's 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. 'n Tyd om dood te maak, en 'n tyd om gesond te maak. Klink wreed.
Maar daar was 'n tyd vir oorlog. 'n Tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'n Tyd om te ween. En soms is die wêreld so wreed rondom ons en sê, ag, kom nou oor dit, kom verby dit. En ek sê nie bly vas en hak vas by dit nie, maar daar is 'n tyd en 'n oomblik wat jou hartseer kan wees en mag wees. En dan, dis wat ek altyd vir mense sê, braai oomblikke van 'n afsterwe is, moenie probeer sterk staan en almal beïndruk nie. Dit is nou jou oomblik om te ween, maar daar kom weer 'n tyd om te lag. En ek dink, dis die groot tekort in vandag se tyd. Dis nie die tyd om te ween nie, maar ons lag te min. 'n Tyd om te weeklag en 'n tyd om van vreugde rond te spring. 'n Tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels en 'n tyd om ver te wees van omhelsing. 'n Tyd om te soek en 'n tyd om verlore te laat gaan. Ons hou so vas aan dinge wat ons tyd steel. Daar's 'n tyd om te laat gaan. En weet jy, as die beste ding om verlore te laat gaan, is die verlede. Te laat gaan. Want soms leef ons nog in wat verby is. Daar's 'n tyd om te laat gaan. 'n Tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi. Sukkel soms met daai ene, né? Wie is hoorders? Wie hou van bymekaar maak, maar sukkel om weg te gee. 'n Tyd om te skeer en 'n tyd om aan mekaar te werk. 'n Tyd om te swyg. Ek gaan nou, mans moenie nou rondkyk nie. En 'n tyd om te spreek. 'n Tyd om lief te hê. En 'n tyd om te haat. Dis in die Bybel. Dis die wyse man wat vir ons hierdie tyd gee. En ek moet sê, dit was my uitdaging, Vrydagoggend toe ek hier instap, in die manne gebed, en ek hier deurstap om die water te gaan kook, toe sien ek, iets is nie wat dit moet wees nie. En ek sien die verhoog is so 'n bietjie leeg. Die klavier is skielik nie daar nie, en ons speakers is nie daar nie, en dan weet ek, Elias het gesluit, en ek sê, Elias, hoekom sou jy die goed gaan bære het? Hy sê, nee, ek het nie goed gebære nie. En toe ons uitvind, toe sien ons, iemand het hulle maar self kom help, met ons klavier en ons speakers, en so R40.000 se goeders wat net gevat is. So ons het nou, alles is leengoed wat hier voor staan, ons moet dit nou aankoop. En nou is kwaad. En ek moet bely, maar ek voel, soms wil ons sleg voel oor, maar weet jy wat die woord sê, God neem wraak. Want nie, maar hy sê 'n liefdevolle Vader. Nee, God is nie bly, liefde is nie bly saam met die ongeregtigheid nie. Liefde tree op. En ek het 3 persone gerapporteer. Iemand gesê ek moet sê hulle vingers moet vishoeke raak en dan moet hulle juk. Ek kon dit bid, maar ek het nou nie dit gebid nie, maar ek het gerapporteer. Is Here, dis nie aanvaarbaar nie. Dis nie my klavier nie, dis nie my speakers nie, dis die skepper, die almagtige skepper van hemel en aarde, so goed wat hy gevat het. Ek rapporteer dit, Here, sorg dit uit, neem wraak. Want ons wil nice wees, jy weet, nice mense verloor. In sekere aspekte van die lewe. Daar's 'n plek wat jy moet opstaan vir geregtigheid. O nee, ag broer, ag, halleluja, Jesus sê bid vir jou vyand, hy sê nie wat ons vir hulle moet bid nie. Ek het dit nogal hierdie naweek geredeneer. Sê ek, Here, ek weet ek moet bid vir hierdie vyand, maar wat moet ek vir hulle bid? Ek gaan nie die hoek ding bid nie. Maar Here, mag hulle moet uitgevang word. En reg en geregtigheid, want waar is die volgende kerk? En wanneer kom hy weer hier in? Want nou moet ons weer eens geld spandeer, die wering opsit, al hierdie goeders, oor 1 persoon of dalk 2, wat hulle self gehelp het met dit wat nie hulle sin is nie. Daar's 'n tyd om kwaad te raak, dis okay. Moenie dat die kwaad heers nie. Rapporteer hulle by die Here. Hy is gerapporteer. Dalk het al klaar die gevolge beleef, maar God slaap nie oor sy werk nie. Tyd om te skeer, tyd om lief te hê, en tyd om te haat, 'n tyd om vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Wat het ek en jy nodig wanneer dit kom by die konsep van tyd? As ek dink aan Salomo wat die wyse man is, toe God vir hom sê, vra my wat jy wil hê, wat het hy voor gebid? Nie vir geld nie, roem nie. Hy het gebid vir wysheid. En as die ding is waarvoor jy wysheid voor moet bid, is dit vir jou tyd, en die besteding van jou tyd, en die bestuur van jou tyd.
Hy kom in Prediker 8 vers 5, ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling, hy sê, wie doen wat hy sê, kom niks oor nie. Wyse mense weet wanneer en hoe om op te tree, wanneer en hoe om op te tree, want elke ding het sy tyd en plek. Ook as die mens sy ellende swaar op hom lê, niemand weet wat die toekoms regtig inhou nie. Wie sal dan vir 'n mens kan vertel wat gaan gebeur? Daar's 'n tyd en 'n plek van alles. Ek en jy weet nie wat die toekoms inhou nie. God weet. En daarom het ons wysheid nodig. En wie gaan vir ons wysheid gee om beter te beplan, om gereed te wees vir die dag van môre? Die een wat môre ken, wat al reeds daar is. Hy kan jou toerus, hy kan jou help. Kolossense 4 vers 5 sê, wandel in wysheid teenoor die wat buite is. Wie is buite? Buite die koninkryk van God is, buite in die wêreld is. En koop die tyd uit, weer eens, sit waarde aan jou tyd, sorg dat jy, hoekom het Jesus vir ons die opdrag gegee om disippels te gaan maak? Wat is 'n disipel? Disipel is nie iemand wat net in Jesus glo nie, weet jy dit? Hy het jou geroep nie net om in hom te glo nie, hy het jou geroep om 'n gedissiplineerde lewe te lewe. Om orde in jou lewe te hê. Die eerste ding wat God geskep het is wat? Orde. Orde beteken daar's beheer oor tyd. En dis wat God van jou kom vra. Hy wil ons kom toerus om wysheid toe te pas in ons tyd, sodat ek en jy 'n beter lewe kan lewe, sodat ons 'n gesonder lewe kan lewe. Want hierdie Kronos tyd wat ons so dryf en so jaag, dit raak aan ons gesondheid. Dit raak aan ons verhoudings, dit het 'n invloed op alles, dit het 'n invloed op die waarde van alles wat rondom ons is. Iemand anoniem het hierdie volgende geskryf en dit is my so mooi, hy sê, maak tyd om te werk, dis die prys van sukses. Daar is 'n tyd, wat jy moet gaan werk, want uit die sweet van jou aangesig sal jy brood verdien. Maak tyd om te dink, dit is die bron van krag. Maak tyd om te speel, dit is die geheim van ewige jeug. Maak tyd om te lees, dis die fontein van wysheid. A reading Christian is a growing Christian. Hier is 'n boekwinkel hier buite. Maak sorg dat jy elke keer jou nuutste boek op die rak kry en bestel hom sommer vooruit. Want dis hoe jy groei. Maak tyd om vriendelik te wees. Dis die pad na geluk. Maak tyd om lief te hê en om liefde te kan ontvang. Dis die voorreg van verlosters. Maak tyd om te lag. Dit is die musiek vir die siel. Maak tyd vir God. Dis die enigste standhoudende belegging. So hier is die uitdaging. In al my beradingssessies, en ek het 3 weke 'n klompie mense gesien, en ek het tot die voorreg gehad om in 'n mentorskap wat ek stap met 'n paartjie, om 'n berading vanuit Nederland te doen. Dat ek 'n aand uitgesit het, en ek het 2 ure van my tyd uitgesit, om te spandeer in 'n paartjie wat gaan trou, maar die man sit in Nederland en ons kon hierdie gesprek baie vreemd, want daar is 3 mense op een oproep en hierdie een wil praat en daai net so, dis al klaar kommunikasie skills wat ons moet leer, want hulle wil op dieselfde tyd praat en ons, so dis, maar ek besef, hoe die lewe verander. Ek kon tyd uitsit hier in Suid-Afrika om mentorskap pad te stap met iemand wat duisende kilos aan die kant die water sit. Maar ons maak tyd, en ons kan tyd maak. Want die tegnologie het dit eintlik vir ons makliker gemaak om ons tyd te bestuur. Maar die tegnologie moet ons net nie bestuur nie. Die sosiale media moet ons net nie bestuur nie. En hier is die uitdaging wat ek vind. Dat in berading is gewoonlik die situasie wat ek beleef, en ek het albei kante beleef, wat hierdie kappel net praat van, as ons nou eers getroud is, en as ons nou eers getroud is, en as ons nou eers hierdie, en as ons nou eers daai, en op 'n stadium moet ek hulle stop en sê, wow, julle kan nie wag tot dan nie. Nou. In die ander beradingssessies het ek weer gesê, ons almal, ja maar wat daai jaar en dit en dit en daai jare dit en so gebeur en dit en ek wow. Kom na nou toe. En hier is die uitdaging, kerk. Daar's 'n gesegde, as ek hom reg kan onthou, is carpe diem, seize the day. Leef in die oomblik. Want ons sukkel. Ek wil die skrif gelees, Matteus 6 vers 33, maar soek eers, dan net hierdie week moet ek die bakkies aparte net uitsorteer, dat ek net nie vergeet van dit nie. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Kelvin se cricket oefeninge is nie, maar ek net, ekskuus, ek wil net by die skrifgedeelte.
Kwelle, dis nie oor, Jesus, waar gaan ek die regte klavier kry nou vir die kerk en die regte prys? Ja, ek ekskuus julle, ek wil net gou weer terugkom na die Kwelle, dis nie oor môre nie, want môre is lewe groepe. Wat gaan ons, ek moet die lewe groepe, ek moet net onthou dat ek vir hulle die volgende sê, en my beradings, wag net, ekskuus, ek kan net gou vir 'n oomblik na my dagboek toe gaan, ek wil net gou kyk hoe lyk my week nou weer, want ekskuus, ek moet terugkom na die skrif toe, ek is besig om te preek. Ons leef so. Jy sit vanoggend hier so. Jy luister, maar is jy in die oomblik? Want hier is 'n kairos oomblik wat jy vanoggend in sit, wat God se woord met jou praat. Maar jy is al reeds, ek moet onthou vir my man te sê, dat hy daai skildery nou ophang, en finaal nou klaar kry, en ek moet onthou van, en ek, wat het die pastoor nou gesê? Wie van julle het al daai oomblik in 'n gesprek met iemand, en dan dink jy, shucks, wat het die persoon nou gesê? Ek moet nou net hierdie gesprek, dan ja en amen, jy maar net, maar besef jy, dalk het jy die verkeerde tyd, want jy het nie nou geluister nie, want jy was nie in die oomblik nie. Hier is die uitdaging, kerk. Ons stadsjapies hierso, ons sukkel om in die oomblik te leef. Ek waardeer dit so, Aldo het sy vrou weggevat vir 'n huweliksherdenking. Iemand luister na hulle pastoor, want hy het 'n kairos oomblik gaan skep, en dit is moeilik om mamma aandag te gee as die kinders naby is. Skep 'n kairos oomblik. Was dit 'n kairos oomblik? Wonderlik, ons is jaloers, maar want ons kan nie, want die kinders moet by die skool kom, ons kan nie 'n aandjie bietjie weggaan, ons kan nie die aand mamma verkom, want en ons is vasgevang, en ons lewe nie in die moment nie. Weet julle hoe min gesinne sit in die aand aan tafel en eet? As ek 'n wet kon maak vir elke gemeentelid, was die wet dit. Kry 'n etenstyd, 'n vaste tyd, kry 'n tafel. Ek het eendag vir iemand sê, man, ek sal vir julle 'n tafel koop van die kerk se kant af, maar kry 'n tafel wat jy jou gesin om sit en eet. Dis die oomblikke. Weet, ons kuier die beste, en ons kom by mekaar se harte uit beste as ons maage vol is. Het julle dit al agtergekom? Maar hierdie is daar met die foon gebesig, en daai een is gou daar, en ek moet gou die werk, en een van die gemeentes sê, hy moes 'n punt gemaak het om sy werk nie meer huis toe te vat nie, want hy het gedink, hy doen sy baas se guns, en hy kry guns by sy baas. Intussen lei die huwelikskade. En ons verhoudings lei skade, want ons wil so graag bo uitkom, en ongelukkig maak mense misbruik van ons tyd. Kan ek vanoggend jou net herinner, jy verdien dalk 'n salaris soos wat jy sit. Weet jy waarvoor verdien jy salaris? Jy word betaal vir 2 goed, volgens wet. Jou vermoë, want jy's toegerus, jy's opgelei vir dit wat jy doen, jy het 'n vermoë, so jy word betaal vir jou vermoë, want jy kan 'n sekere taak verrig. En die tweede ding waarvoor jy betaal word, tyd. Respekteer jouself. Moenie laat hulle misbruik maak van jou nie. Maar die oortyd betaal so goed. Daar is nie waarde aan jou tyd saam met jou gesin nie. Want hier is die ding, tyd wat verlore raak, kan nooit weer ingehaal word nie. Nooit nie. Jou kinders is net op daai ouderdom een keer. Jy is vandag in hierdie oomblik, ek en jy is in hierdie oomblik, wat ons gaan nooit weer hierdie Sondag oor hê nie. Besef jy dit, weet jy dit, maar nou leef jy al reeds in volgende week. Nou, ek verstaan ons moet beplan, maar hoor dit sê, Jesus kom in Matteus 6:33, hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. So, prioritiseer jou fokus reg, maak tyd vir dit wat saak maak tyd wat belangrik is, God se koninkryk, want sy koninkryk is nie aan tyd, in Kronos tyd gekoppel nie, sy koninkryk is ewig. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge waaroor almal bekommerd is daar buite, sal vir julle bygevoeg word, en kwel julle dis nie oor môre. Ekskuus, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Leef in vandag. Fokus op vandag. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Sorg vandag uit.
Mark Batterson, dink ek, as hy vir die boek geskryf het, Seize the Day, sê, weet, soms het ons take wat vir ons wag, en hy praat in die hoofstuk, sy naam is Eat the Frog. Ek dog, wat se resep gaan hierdie ou vir ons nou gee? Hoe gaan ons paddas eet? En hy het hier begin, hy sê, if you need to eat a frog, if tomorrow you need to eat a frog, eat it first thing in the morning. And if you need to eat both, first thing in the morning. Met ander woorde, dit wat jy nou opsien, dit wat, moenie uitstel nie. Want jy gaan dit eventueel moet doen. Doen dit onmiddellik en doen dit so gou as moontlik dat jy dit agter die rug kan kry. Eat the frog. Doen dit. Want môre is nog 'n dag wat sy eie paddas gaan voorbring. Okay? Jakobus 4 vers 13 sê, kom nou, julle wat sê, hoor wat sê Jakobus vir ons, hy kom leer ons 'n groot lewensles, wat ek en jy moet vandag aanvaar as 'n lewensles, wat ons lewenstyl moet impakteer. Kom nou julle wat sê, vandag en môre sal ons na die en daai stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly. Ons sal sake doen en geld maak. Julle leef al reeds in die jaar wat voorlê. Julle wat nie eers weet hoe julle lewens môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, kerk, hier is die beginsel, julle moet eerder sê, as die Here wil. Sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot. Al sulke groot pratery is verkeerd. So om al reeds daar te leef asof dit al reeds so is. Ek gaan hierdie sukses bereik en dis my sukses. Nee. Ek is afhanklik van 'n God wat my seën en 'n God wat my lei. En dis 'n beginsel wat ek en jy moet leer in 'n sinsnede, as die Here wil. Kan ek net gou 'n bietjie 'n huweliks oefening inbring? Hoeveel getroude mense is vanoggend hier? Okay, ek hoop jou partner is hier by, ons gaan gou 'n oefening doen. Is dit reg? As jy nou nie getroud is nie, is nie my skuld nie, ek is jammer. Maar hulle praat en ek het hierdie gehoor en toe het ek nou navorsing gedoen, want ek het dit begin toepas en dan sê my vrou, maar wat is hierdie nou oor? So ek gaan nou vanoggend vir julle leer waaroor gaan hierdie. Is ons, as ons moet gewoonlik uit die huis uitgaan, gaan werk of iewers heen gaan, dan hopelik soen groet julle mekaar. En as julle weer mekaar sien, dan soen julle mekaar weer. Hoe? Mwah, okay? Nou, ek gaan my sussie ook mwah gesoen. Sorry. So, hierdie oefening wil ek hê dat julle moet dit gaan toepas en gaan oefen en ek wil sien uit na die resultate en ons gaan dit nou ook beoefen. 'n 6 sekonde soen. Hoor gou. Nou dis dit vir al die getroudes. En ons gaan nie begin broers met heilige kus soos Paulus vir ons voorskryf in die kerk nie, asseblief. Broer, imagine die heilige broer kus 6 sekondes, nee, asseblief nie. Dis vir jou vrou en vir jou man alleenlik is die 6. Die ander kan jy okay? Die split sekonde soen met stywe lippies. Maar mamma, jy's nie sy sussie nie. Papa, jy's nie haar pa nie. A 6-second kiss is a relationship strengthening, intentional and prolonged kiss at least 6 seconds that reduces stress by lowering cortisol and releases the bonding hormone oxytocin. Dr. Julie Gottman het said this ritual helps partners connect during transitions such as leaving for work by creating a 6-second temporary oasis for a busy day. Key aspects of the 6-second kiss includes physiological benefits. The 6-second duration allows for the secretion of oxytocin is in the brain, which promotes feelings of trust and safety. It reduces cortisol, the hormone associated with stress. En nou minimum van 6 secondes. It's a relationship enhancer. This practice helps break the managerial cycle of daily life, like chronostyd, fostering romance and appreciation.
Jees, nou is al die manne, ek is in, pastoor, vir daai 6 sekondes. Nou, ek het gedink, dit sal goeie raad wees nou voor Valentynsdag. Weet, jy doen nie Valentynsdag nie, meneer, maar doen asseblief die 6 sekonde soen, want jou pastoor gee die opdrag. Simple implementation, it is designed to be quick, easy and effective way to increase daily connection without needing to find time in a busy schedule. Usage is often recommended during moments of separation or reunion, such as in the morning or upon returning home. It is not just about the length of time, but the intentionality of taking a pause to connect with your partner. So, draai gou na jou partner toe. Ons gaan dit gou oefen. En begin, moenie vir my so kyk nie, ons is in die, hoe die kerk, pastoor, hoor jy, ons is deel van die lewe. So draai na jou vrou toe, draai jou man toe. Nou dankie Kiewen, ek sien daai Kiewen. Ja, is reg. Kyk, kom ons gaan dit doen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 2001, 5, 6. Okay, dankie. Dis net dit, wie wil huis toe gaan nie? Okay, skiet ons. Mense, hier is die ding. Dit klink so eenvoudig. 6 sekondes kan 'n groot verskil in jou verhouding maak. As gevolg van die plek waar ons is in tyd. Klein veranderingkies, klein wyshede in jou lewe en jou lewenstyl kan maak dat jy jou lewe bestuur. Hoe leef ek in die oomblik? Hier is die uitdaging, dis my asof dis dieselfde as wat jy 'n voertuig bestuur. As jy 'n voertuig bestuur, as jy in 'n voertuig klim, dan is jy iewers heen op pad, is dit nie waar nie. Dit praat van die toekoms. Ons is almal iewers heen op pad. En hier is die realiteit, as jy bestuur, dan beplan jy. So jy is eerstens, as jy 'n voertuig bestuur, is jy iewers heen op pad, en jy beplan jou roete, jy beplan om daar uit te kom. En dan, as jy ook in 'n voertuig is, moet jy besef, ek is verantwoordelik oor 'n paar passasiers. Jy het 'n paar passasiers in die voertuig van jou lewe. Jou kinders, jou vrou, jou afhanklikes. Vat verantwoordelikheid oor hierdie passasiers. Neem verantwoordelikheid oor die bestuurs, maar hier is die ding, hoe leef ek in die moment? Hoe leef ek in die oomblik? Nou my passasiers, gewoonlik as ons op pad is, op vakansie, wel, my jongste as ons op pad is skool, ons is eers by die volgende verkeerslig nie, dan sal klaar uit, dan slaap hy. Nou dis 'n teken van vertroue as mense aan die slaap raak as hulle saam met jou ry. Dis 'n goeie kompliment. Maar hulle is nie in die moment nie, want hulle wag net om daar uit te kom. Maar jy is bestuurder, is in die moment, want jy kan nie jou oë toemaak nie. Jy moet fokus op die instrumente van die voertuig. Jy moet fokus op die pedale en jy moet die stuurwiel nog steeds vashou. As jy nie in die moment gaan leef en funksioneer nie, al is jy waarheen op pad, gaan jy in moeilikheid beland. Gryp die stuurwiel van jou lewe weer terug. Moenie net daar leef nie. En as jy heeltyd so ry en net in die triespieeltjie kyk, gaan jy ook in die moeilikheid beland. Weet jy moet observeer. Ek weet ons het 'n verlede, ek weet ons het toekomsdrome, maar die enigste realiteit, yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why we call it present. Leef in die oomblik. Vier die lewe, besef en raak bewus, want as ek en jy nie in Kairos oomblikke leef nie, mis ons God. Want God is verby Kronos tyd. Selfs die dood is vir God nie die einde van tyd nie. Anton Rupert, bekende sakeman, het die volgende gesê: vandag is gister se môre en môre se gister. En dit is vir ons belangrik om dit wat vandag gedoen moet word, goed te doen. So rond ons gister af en begin ons met môre. Moenie uitstel nie. Moenie afstel nie, want van uitstel kom afstel. Maar in die oomblik wat God vir jou gegee het, in hierdie dag wat ek en jy hier op 8 Februarie 2026, en dan is ons almal, Januarie was so lank, en die jare is al so ver, en ons is heeltyd besig met hierdie gesprek, en ons is heeltyd besig om ons Kairos oomblikke te steel. Hoor jy, ek is nou hier, vandag, ons gaan nou huis toe, ons gaan 'n lekker maaltyd hê saam met die familie.
Dit is so warm. Dit is dan of die reën dan te veel, of dis ons is heeltyd besig met die klaagliedere wat gedryf is deur Kronos. Maar Kairos, jy's hier, maak gou so, jy haal asem. Jy het nog tyd wat God vir jou gee, want jou tye is in sy hande. Koop die tyd. Voeg weer waarde, nie net by jou eie lewe nie, maar voeg waarde by jou verhoudings, deur tyd te maak. Prioritiseer jou lewe. Dis hoe jy tyd bestuur. Jy beplan, jy prioritiseer, jy gaan maak vir jouself dit uit, wat is belangrik? Want die waarde van iets word gemeet deur die tyd wat jy daarin gaan spandeer. Maar vanoggend wil ek vir jou sê, in hierdie gejaagde lewe, maak tyd vir God. Jesus leer ons, gaan nie binnekom en sluit die deur. Los jou foon en alles buite daai deur. Want God het 'n Kairos oomblik wat al so lank wag vir jou. Dis hoekom die Here vir my sê, maar julle moet die tyd uitkoop en my soek vir die gemeente in sy toekoms. Daar's 'n Kairos oomblik wat moet aanbreek. Maar ons is so besig, om te bestuur, ons is so besig om te beplan, ons is so besig om vorentoe gaan, ons is so besig om week na week is ons besig. Maar hier wil ons net weer stil raak en sê, Here, ons maak tyd, want ons raak so besig met die dinge van die Here, dat ons die Here van die dinge begin afskeep. Jesus het vir my en jou tyd gemaak. Hy het deel van tyd kom word. Onthou, God is nie vasgevang in tyd nie. Maar hy het tog mens geword. Hy het tog na Kronos tyd toe gekom, sodat ek en jy die Kairos tyd kan hê. 'n Oomblik in jou lewe, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Hy het tyd vir ons gegee met sy seun hier op aarde. En daar moet 'n oomblik in jou lewe wees, 'n Kairos oomblik in jou lewe wat jy hierdie liefde van God aanvaar het oor jou lewe. Dis hoekom Jesus die stelling maak en sê, sonder wedergeboorte gaan jy nie die koninkryk van God beerwe nie. Jy sien, die feit dat jy net groot geword het in die kerk en in 'n geloofshuis groot geword het en net gehoor het van Jesus, dis nie jou redding nie. Jou redding lê in die oomblik, in die moment wat jy 'n keuse maak om te sê, Here, ek aanvaar hierdie liefde van die Vader. Ek aanvaar die werk aan die kruis. Ek neem dit aan vir myself. Daar's 'n oomblik in jou lewe, daar's 'n tyd in jou lewe, daar's 'n Kairos oomblik wat hierdie moet gebeur. Dis die oomblik van wedergeboorte. Dan is daar die Kairos oomblik wat jy dit bevestig om deur die doopwater te gaan om te sê, ek bevestig my Kairos oomblik wat ek die keuse gemaak het om Jesus te volg deur die dood en my lewe neer te lê. Jy het nodig om daai oomblik te hê in jou lewe. Daar was 'n verlore seun wat tussen die varke gesit het en daar was die Kronos, ek wil aangaan met my lewe, pa, gee my so lank my erfporsie, nog mense sy pa is nog hier, maar jy gee my so, ek wil net aangaan en ek wil sukses gaan bereik en toe beland hy en toe is gelukkig, dankie Vader, vir 'n Kairos oomblik tussen varke. Ek besef, daar's 'n Vaderhuis, ek moet teruggaan. So ek wil volgende vir jou vra, voor ons 'n oomblik gaan vat en ons self herinner aan die belangrikste tyd van alle tye. Dis toe ons verlosser en saligmaker sy lewe namens ons aan daai kruis gaan neerlê het. Maar vir 'n oomblik wil ek vra dat jy net daar wees dat jou oë sal sluit. Sluit jou oë. Eerstens wil ek vir jou vra, jy sit dalk vanoggend hier. Jy het groot geword as 'n Christen. 'n Christenhuis, Christenouers, kerkgangers. Maar dalk is dit vanoggend net vir jou openbaring om te besef, daar was nie daai oomblik, daai Kairos moment in jou lewe wat jy sê, vandag hier in hierdie oomblik, neem ek die besluit om my lewe vir Jesus te gee. En daardie besluit beteken ek lê myself neer. En ek aanvaar die liefde van God oor my lewe.
En ek wil eerstens net vra, as dit jy is wat hier sit, en jy het nog nie daai moment gehad nie, en jy het nie nodig vir goosebumps om te wag vir iets spesiaals nie, dis nou die enigste tyd, die realiteit. En ons weet ook nie hoeveel tyd ons oor het nie. Maar as jy nou hier sit en sê, Here, ek wil hierdie oomblik gebruik, en net hierdie keuse maak, en sê, Jesus, ek aanvaar U, ek neem U aan, ek lê my lewe neer, ek graag saam met jou bid, en ek gaan jy nie blootstelling gevra om vorentoe kom nie, dis 'n oomblik tussen jou en God, maar ek wil graag net saam met jou bid, en almal se oë is gesluit, as jy sê, dis ek, steek uit jou hand op en sê, bid vir my, hier is ek neem hierdie oomblik, dankie, jy kan laat sak as jy opgesteek het, ek neem hierdie oomblik, Here, ek lê my lewe neer, ek is nie net 'n tradisionele Christen nie, ek kies vandag, hierdie oomblik om Jesus ten volle te volg. Vader, is my so wonderlik, dat ons so oomblik kan hê, 'n oomblik van liefde, wat aanvaar word, 'n werk wat volbring is, vir elkeen van ons. Here, en U sien die hande wat opgegaan het, en mag hierdie 'n oomblik wees van 'n transformasie. Here, wat hulle die moed gehad het om hand op te steek, en vandag wil ek hierdie besluit maak, om Jesus aan te neem. Here Jesus, dankie, dat daardie klop aan die deur 'n reaksie het, van 'n hart wat oopgaan reg nou. En mag U net hulle lewe infiltreer. Mag U hulle transformeer. Mag hulle U liefde en U genade beleef, wat hulle oorspoel, hulle vry maak, hulle heel maak, hulle losmaak. En mag U, Here, hulle 'n sekerheid gee, van die hoop op die ewige lewe, omdat hulle vandag in hierdie oomblik hierdie keuse gemaak het. Ek seën hulle, Here. Ek dank U vir hierdie oomblik, wat 'n blywende effek vir ewig op hulle lewe sal hê, in Jesus naam. Terwyl almal se oë gesluit is, dalk is jy daardie een wat die pad so 'n bietjie byster geraak het, en jy het nodig om hy besluit te maak om weer op te staan en terug te gaan. Terug te gaan na die plan wat God vir jou lewe het, terug te kom na die Vader se huis, waar daar liefde en aanvaarding en vergifnis is. As dit volgende jy is, wil ek vir jou bid. Soos net alweer sit, steek uit jou hand op en sê, Here, ek kom terug. Ek neem hierdie oomblik. Ek kom terug na U toe. Ek gaan nie meer weghardloop nie, ek gaan nie meer wegkruip nie. Soos jy opsteek, kan jy net weer laat sak. Die Here sien. Here, hierdie moment, hierdie oomblik, hierdie Kairos oomblik, is 'n oomblik wat ek opstaan en terugkom. Dankie Vader, vir elke hand wat opgegaan het. Dankie dat U die Vader is wat by die deur staan en wag met opgewondenheid vir U kinders om terug te keer huis toe. En Here, dankie vir elkeen wat terugkom. Terugkom na hulle eerste liefde, Here. Here, daardie belewenis wat ons het, ons harte vir U gegee het. Here, ek bid, Here, dat dit nog meer oorweldigend sal wees. Dat U hulle sal omvou met 'n liefdevolle arms, Here, en dat hulle net sal hoor hoe daar 'n vetgemaakte kalf hulle voorberei word, want die Vader is opgewonde oor sy kinders wat terugkom huis toe, terugkom na sy hart toe, wat weer net op sy skoot kan kom sit, en hulle kop teen sy bors kan druk, en sy hartklop kan hoor. Dis wat die Vader jou uitnooi om te sê, kom sit hier by my, kom hoor my hart oor jou. Jy's nie vir my 'n teleurstelling nie, jy's nie vir my 'n verleentheid nie, ek is nog steeds opgewonde oor jou, my dogter, my seun. Jy's myne, geroep, bevestig deur my Gees. En Here, nou bid ek dat die Heilige Gees vir elkeen van hierdie persone net 'n sekerheid sal gee dat hulle kinders van die lewende God is, Here. Ek eer U vandag vir die transformasie van lewens, gedagtes en harte, want ons leef met 'n sekerheid op die genade van God wat vir ons 'n ewigheid bewerkstellig het in Jesus naam. Amen. Ons gaan 'n oomblik gebruik en ons gaan die diens afsluit waar ons saam 'n oomblik gaan vat. En net hierdie sakrament wat Jesus vir ons ingestel het, gaan vier as 'n feesmaal. Want ons weet, die prys is klaar betaal, die werk is af. Ons vra die orkes kan vir ons vorentoe kom. So ons gaan vandag saam sit aan hierdie maaltyd. Wel, ons sit nie, ons gaan
Ek wil vra dat jy so opstaan en vir jou 'n kelkie kom kry en vir jou 'n glasie kom kry. Hierdie is nie 'n tradisie wat ons navolg nie, want tradisies is kronos. Ons doen dit maar en ons herhaal dit maar net, want dit is maar wat gedoen moet word. Wanneer ons deel het aan die maaltyd van die Here, is dit vir ons 'n kairos oomblik. Om ons te herinner aan die oomblik van alle oomblikke, wat die wêreld verander het. Wat my en jou verander het, die oomblik wat Jesus sy lewe oorgegee het. Dat hy gemartel was, gebreek was, terwille van ons oortredinge. Sodat ons hierdie hoop kan leef, hoop op die ewige lewe. En ek lees Matteus 26 vers 26, en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam, kom ons dankie Vader. Vader, dankie vir hierdie brood, die simbool van die liggaam van Jesus Christus. Dankie vir die gebrokenheid, wat ons kom heel maak, Here. Dankie dat, Here, daardeur u wonde selfs vir ons genesing bewerkstellig is. En vanoggend, Here, dink ons aan daardie kairos oomblik wat hierdie wêreld getransformeer het. Toe u lewe vir ons neergelê het. En ons herdenk dit. Ons vier dit vandag met hierdie brood, Here, en soos ons dit benuttig, mag ons, Here, in hierdie oomblik net weer opnuut besef hoe groot u genade en die liefde vir ons is. Seën hierdie brood in ons liggame, Vader, dit vra ek in Jesus se naam. Amen. Kom ons gebruik dit saam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. En dis my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde. Hierdie kelkies praat van genade. Sy genade is vir jou genoeg, vir my genoeg, vir ons genoeg. Jy is vergewe omdat jy die bloed van Jesus aanvaar en dit vanoggend vier. Kom ons dankie Vader daarvoor. Vader, dankie vir hierdie druiwesap wat die bloed van Jesus verteenwoordig. Maar Here, wat vir ons herinner aan die groote genade. Dat ons onder u bloed is, bloed wat spreek van vryspraak en van hoop op die ewige lewe, Here. Here, dankie dat elke vashou van sonde en slawerny vanoggend breek. In hierdie oomblik, in hierdie moment wat ons in die geestesriem intap en gehoorsaam met hierdie sakrament beoefen, Here. In 'n oomblik wat ons u onthou, Koning Jesus. Soos ons deel het aan u bloed, kom reinig ons, kom heilig ons harte, ons gedagtes, Here, sodat ons met vryheid kan leef tot eer van u naam. Seën dit aan ons liggame, Vader. Dit vra ek in Jesus naam. Amen. Kom ons gebruik dit saam. Wonderlik, ons gaan kan die kelk net na die kant toe stuur, ons gaan saam staan en afsluit met 'n lied. Ek wil vra, as jou hand vanoggend opgegaan het, en jy gebed nodig het, of net nodig het dat iemand saam met jou die pad stap, ek wil jou vorentoe nooi na die mat toe, ons bedieningsspan is beskikbaar na die tyd, en ons wil graag saam met jou hierdie pad stap. Dis nie 'n pad wat vir ons bedoel is om alleen te stap nie, dis hoekom jy deel van 'n kerk moet wees. 'n Geloofsgemeenskap wat jou motiveer, ondersteun. Ons het mekaar nodig en almal sê amen. So moet asseblief nie hierdie journey op jou eie aanpak nie. Ons wil saam daar wees vir jou en ons wil graag saam met jou bid. So moenie haastig wees nie. En goeie nuus, daar's brood daar buite. Kan ek net vra, oom Herman, een vir elke, né? Okay. So een stuk, daar's nie vir almal te veel nie. So ek weet nie wat botter is nie, ek weet nie, maar ek het die ekstra brood gebring en dit is gesny, so dalk moet jy dit by die huis gaan botter en dalk kan mamma dit vir jou aan albei kante botter as jy by die huis kom, pappa. So ja, so geniet dit. Mag jy 'n geseënde Sondag hê. Kom ons staan op en ons sluit af met hierdie lied. Amen. Kom ons gee hom 'n lofoffer. Gaan alles oor Jesus. Ek nooi jou uit, ons gebedsaksies vanaand, gebedsuur 6 tot 7, ons bid vir 'n uur, ons is gefokus vir 'n uur, kom en kom beleef die grootheid van die Here en sy wonderwerkende krag, en dan ons vrou en ons manne gebede deur die week, ons nooi julle uit, en dan woensdaande moenie mis nie, ons lewe groepe, ons het fantastiese tye saam, mense iets lekker omgee en 'n lekker familiegevoel wat jy hiermee wegstap, so wees hier op 'n woensdag aand,
En 'n heerlike Sondag vir julle verder. Die Here seën julle.